Baie dankie, Abri. So, ek het so 'n kuggie op my. En 'n paar ander mense wat emosioneel geraak het tydens die praise and worship het my nou ook emosioneel. Ek wou nou die tissues aanstuur, maar ek wou nie vir u op die spot sit nie. Ek dink wat belangrik is om te weet wat het jy gesing. En ek dink 'n paar van ons het dit ernstig oorweeg dat dit wat ons gesing het moet deel wees van ons lewens. So baie dankie aan die jeug vir julle gehoorsaamheid. Is hulle nou weg? So, goed. So vanoggend toe ek hiernatoe ry, toe sien ek vir Wylen en ek dink, "Sjoe. In die eerste plek is hy baie vroeg vir 'n man van daai ouderdom. In die tweede plek is hy deur 'n baie harde rugbywedstryd en hy is op pad kerk toe. So ek is so opgewonde vir die feit dat hulle die nagmaal gaan bedien. Maar ek wil ook sê dankie Wilhelm vir jou voorbereiding. Ek weet jy's 'n man wat heel week voorberei aan jou praise and worship. Vanoggend het ons ook gebid en daar 2 woorde uitgekom wat ook van hier in my boodskap is. Dit wat ons gesing het is ook 'n refleksie van wat ons nou gaan kyk vanoggend. So ek dink die Here is besig om met ons reeds te werk. Die bediening is reeds aan die gang. Aanvaar u dit so? Ja. Moet asseblief nie so 'n swaar las op my sit en op u dat u nou moet gered word as gevolg van die boodskap nie. Ek dink die Here het reeds begin werk toe u die uitnodiging aanvaar het om hiernatoe te kom. Anyone who received an invitation to come here today? Anyone? Okay. So hoe die nuwe mense hier gekom? Waar adverteer ons? Are we advertising? Not. Kan ek Afrikaans praat? Is jy uitgenooi? Is die persoon hierso? Goed, hoe het dit gevoel om uitgenooi te word? Goed. En ek moet nou eintlik sê soos die ou gesê het, my name is Jaco, how do you like me so far? How do you like the church so far? You like it? Alright, was dit die regte keuse om te kom? Jy gaan nog 'n bietjie wag tot die einde. Alright. Baie dankie. So, ons gaan kyk na uitnodiging, ons gaan kyk na wat ons gesing het, wie die Vader is. En ons gaan kyk na julle gedagtes. We need to look at who is the Lord. What does he say about himself? Because you just sang it. The other thing is, what is going on in your mind? Wat is daar een? Ek sien julle twee sit te fiddle hier, nou trek julle my aandag af. The other one is the invitation. So ons gaan net Jesaja lees. Jesaja, ek wil nie te veel oor hom sê nie. Ek weet sy ouers het geboor hier buite Garries. Nee, dit was net 'n grappie. Jesaja, profetiese boek wat net soveel kosbare goed in het. Is net so kragtige bediening. En baie van dit wat ons in Jesaja lees, sien jy ook in die Nuwe Testament. En wat vir my baie interessant was om te besef is dat in die Nuwe Testamentiese gemeentes het hulle nie die Ou Testament gehad. Ek weet nie of julle dit besef, in Handelinge was die Bybel nie so daar. There was no Bible. Pierre, gee gou jou Bybel. Sien jy dan jou Bybel saamgebring? Wat is die Handelinge gemeente in Engels? Acts. There was no Bible like this in the New Testament congregations in Acts. Daar was nie.
So Jesaja het onder andere hierdie is gebruik, Paulus het hierdie gebruik om lering te bring na daai Nuwe Testamentiese gemeente toe. En dit het my net so bemoedig om te weet dat hier sit ons vandag nog met dit op ons skote. So Stefan, jy kan net so hang tot ek vir jou die teken gee. Ek wil 'n paar verse 6 tot 11 eintlik met julle lees. En ek weet nou gaan julle kyk, maar moenie kyk nie. Ek gaan nou so 'n onderwyser wees. Hou dit net daar. Maar voor dit, wat my gevang het, is eintlik vers 1 tot 3. En ek wil vers 1 tot 3 van Jesaja 55 gebruik om net die basis te skep. Stefan, wat ons gaan doen, ek gaan in Afrikaans lees en vir die ouer persone soos Peri, ek het toevallig voorberei uit dit lyk soos 1853 vertaling, maar dit is waarskynlik 1953. Dit gaan 'n paar vreemde woorde in hê. Maar ons gaan daarom die Engels op die bord hê. Stefan, so 55, 1 tot 3. As hy. Almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het, die kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Abri, dit het niks met jou cholesterol te doen nie. Vers 3, neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle ewige verbond sluit, die bestendige genade bewyse van Dawid. In julle Bybel sal dit sê, die verbond wat hy met Dawid gesluit het, soortgelyk. En die rede hoekom ek die dame daar agter gevra het of sy uitgenooi is dat ek dink in julle nuwe vertaling sal daar staan dringende uitnodiging. Ons gaan nie preek oor uitnodiging as sulks nie. Dit gaan nie daaroor nie, maar ons gaan 'n bietjie daarna kyk. En hier is vir my 'n uitnodiging na 'n tafel anders as wat hulle aangewoond was. En ek het die tafel vir julle gedek daar. Ek het hier en daar ietsie hier geneem, maar sal dit nou terugsit. Ek wil hê julle moet net na die tafel net 'n gedagte hou. En baie interessant is dat hierdie tafel wat Jesaja hiervan praat is blykbaar gratis. Ek het nog nooit gehoor dat iemand sê kom koop gratis nie. Wanneer laas het julle dit gehoor? En toe dink ek kom ek sit die tafel daar. En die vraag is hier om net vir ons 'n bietjie inleiding te gee. Waarom spandeer jy jou lewe aan goed wat jou nie gaan tevrede stel nie? Waarom spandeer ek my tyd so dat dit my soms geestelik verarm? Dis die kritiese vraag. Kan ek die rede gee? Almal is in sonde gebore, unfortunately. We are born in sin. En ons is van geboorte af van God verwyderd. Ek meen, van ons was nie die mooiste babietjies nie. Ek het nou al van julle se baba foto's gesien. Julle het merkwaardig verander. Maar ander was weer mooi babietjies. Vandag is hulle nie so mooi. Maar so mooi soos wat jy ook al was in die hospitaal, en soos wat hulle jou vertroetel het, was jy geweldig ver verwyderd van God. Dis die een wie die uitnodiging stuur. En ons het geen verhouding met hom gehad voordat ons tot bekering gekom het en hom begin volg het. En die leemte was altyd daar. En as die leemte daar is, dan soek jy iets om daai leemte te vul. Almal weet nou al my jare in die polisie, die meeste weet nou al, ek gaan dit noem.
daar is net soveel om die leemtes mee te vul. Soveel goed, wat ek gesien het. So dis plesier. Vir sommige is dit politiek. Ek het met mense te doen, hulle sit seker goedjies op Facebook, hulle is polities geweier. Dan sê ek, Here, wanneer sal my tyd kom, dat ek by hom kan sit en sê, you have filled the void with politics. Met jou loopbaan. Ek weet nie of ek het mag sê nie, maak nou nie saak, hulle moet maar doen wat hulle wil. Gemiddeld 80 dwelmsake vir Vredendal per maand. Dwelms. Drank. Enigiets om my leemte te val. Seks, seksuele plesiere. En dan is daar ander goed. Daar's huise, daar's karre, daar's motors, daar's golf. Daar's mense wat woensdae en middag wil hulle kan net glo golf speel. Nou gaan iemand namiddag vir my bel en sê, Jaco, jy diskrimineer teen die golfers. There are so many things that we fill the void with. Julle ken sulke mense. En ons is daar. Ek ken mense hier, miskien in die gebou wat sy werk vir afgod. En ons soek iets om hierdie gap te vul en dit het die gewoonte geraak. En op die oppervlak lyk dit of ons baie happy is. Hoor, kyk, ek het nou reg so aan Jaco gedink toe Teresa sê hy was in 'n motorongeluk, nuwe Toyota bakkie. En wanneer ek mense sien met nuwe rygoed, dan dink ek jou blik skottel. Wanneer kom my beurt? Neelis vervang elke 6 maande 'n kar. Ek weet nie hoe dit reg is. En op die oppervlak lyk dit of Neelis en die Nessa baie happy is, want ek meen, hoekom sal hulle nie wees? Maar wat as die karre 'n void vul? En baie keer is dit vals en die leemte bly daar. So as ek met geharde misdadiger sit, al wat ek vra is, waar is jou pa, waar is jou ma? Vertel my van jou kinderlewe. En dan hy los, almal saam. Want die void is vals, die tattoos is vals, ek het niks teen tattoos hier, wat ek probeer sê is, in die bende wêreld word die 28s en die 26s dit word uitgestal. Skielik beteken dit niks. So hier's die interessantheid, wanneer ons maak die fout deur te dink, iemand is happy, maar baie interessant, wanneer die Here hom kom red, oortuig die Here hom om selfs golf te los. Sê dit nie vir jou dat daai golf al die tyd vals was, of die motor, of die seks, of die drank, of die dwelms. Want skielik is die Here goed genoeg. Wat was ons doel aanvanklik? Ons doel was, ons is geskape om God te verheerlik en hom te aanbid, en julle het dit nou baie mooi gedoen. Maar as ons dit nie doen nie, wat dan? Dan is ons afgesny van God. Abri sê vanoggend vir my, Jaco, wat van die mense van die gemeente? Ek sê, ja, hulle kan hier wees. Wat as ons afgesny is van God? En wat vir my baie interessant is wanneer ons afsny van God, dan is daar 'n reaksie van ons op daardie afsny. Nee, Jaco, ek neig nie vir my tot dwelmsie. Wat ek doen is, en ek 'n bietjie af is van die Here af, dan gesit ek daar in my hoekie, en ek gedra vir my. Daar is ook 'n reaksie. Daar is altyd 'n reaksie. En dan moet God vra, wat hy hier vra vandag, in Jesaja 55. Waarmee is jy besig? Bram, Neelis, Peri, begin maar hiervoor, Bram is ons nou junior ouderling.
As jy hier wil sit, kan ek jou naam gebruik. Julle daar in Koekenaap, waarmee is julle besig? Wat koop julle? Wat niks werd is nie. En daarom die uitnodiging. Neig oor na my. Neig jou oor na my en luister. Wanneer ons tot bekering kom, en ons leer Jesus ken, dan kom Jaco en Abri en Abraham, dan kom ons tot 'n einde. En ek lê my lewe neer en hy leemte word gevul. En dan kom hierdie doel wat ek nou verduidelik het, baie duidelik na vore. Ek wil hom aanbid. En wanneer ons nie dit doen nie, en ons slip en ons slaai te bietjie, dan is daar 'n uitnodiging soos vandag. En dis waarby ons nou gaan uitkom, vers 6 tot 11. Kan jy dit vir ons opsit? Ek gaan weer my Afrikaans lees. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Vers 7, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees. En tot ons God, want hy vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Vers 9, want soos die hemel hoër is die aarde, en so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Vers 10, want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal, en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en dit maak dat dit voortbring en uitspruit, en saad gee aan die saaier, en brood aan die eter. Vers 11, so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag, en voorspoedig wees in alles waartoe ek het stuur. Vers 6, soek die Here. Ek wil net vir jou sê, well done, met die feit dat jy gereageer het op die uitnodiging. As ek net in my jonger lewe meer gereageer het op uitnodigings. Want jy sien, baie keer gaan dit oor 'n ego. Praat sommer met jou, maar ek weet hulle luister. Baie keer reageer ek sê nee dankie, ek sal 'n volgende keer. Want weet jy wat? Ek sê vir myself, daai mense soek my daar. In plaas van om te sê, hierdie is 'n teken dat ek die Here kan gaan soek. En ons sit in 'n kultuur ding baie keer dat, bly maar daar, die Here sal oor die huisgroep kom. Die Here sal Sondag opdaag. Teenoor gaan soek jy hom. Hierdie uitnodiging as julle in julle Bybels kyk, het 'n tydsbeperking op, RSVP. Daar was gister 'n troue in Vereinsdorp, Tanya Bason se seun, Matthys het getrou. Op daardie kaartjie sal staan RSVP. Ek gaan dit nou nie probeer, is dit Frans? Ek gaan dit nie probeer uitspreek nie. Wat dit beteken is, antwoord net die ding voor 'n sekere tyd, want ons moet vir jou kos bestel. Nee, Jarin, November is om die draai. RSVP. Dis wat hier staan. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Soek hom. Daar's 'n tydsbeperking. Soek hom nou. Reageer nou. Volg haar voorbeeld. Ek sien sy het haar man ook saamgebring. Soek hom nou. Reageer nou. Vandag is die dag. Jesus waarsku in Lukas 13 oor die smal deur. Dit is vanmôre hier gesê terwyl ons gebid het. Jesus sê, span jou kragte in om by die smal deur in te gaan. Staan op, stel jou wekker,
Bring die kind, bring die kombersie, bring die speelgoed. My kinders het hier groot geraak tussen die stoele. Span jou kragte in. Openbaring 22:17. Ek verwys sommer net gou om net vir julle 'n idee te gee hoe oulik is die Bybel aan mekaar gewewe. Openbaring 22:17. Jy het hom daar, Stefan? Die Gees en die bruid sê kom met 'n uitroepteken en elkeen wat dors het moet kom en elkeen wat die water van die lewe wil hê moet dit kom kry verniet. Verniet. Matteus 6:33. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dit is die uitnodiging gedeelte. Kom ons gaan na vers 7. Ons het dit gelees. Laat die goddelose se weg verlaat en wegdraai en hom bekeer. Bekering en wegdraai, vers 7. Om die uitnodiging te aanvaar om saam die heerlikheid van die ete te geniet. Hier gaan ek. Ek draai my na die ete toe, die gratis ete. Maar dit beteken dat ek my rug draai op iets anders. Ek draai my rug op wat ook al hierdie void vul, want daar is die een, sy seun, wie my nooi na sy gratis tafel. Daar moet 'n wegkeer wees, saam met bekering. En ek moet wegdraai van wat nie die koninkryk is nie. Ek weet, etlike huisgroepe gebruik hierdie teksie nogal heel royal. Ons moet allereers die koninkryk van God soek. Ek wil net vir jou sê, wees net waarsku, jy moet jou rug draai op dit wat nie koninkryk is. Dan sal jy die koninkryk ervaar soos dit moet. Waar is die koninkryk? Die koninkryk is waar die seun is, waar die koning is. En hy heers daar, en hy regeer daar, en hy is die gesagshebber. Wilkou. So jou gedagtes is nie meer jou gedagtes nie, jou gedagtes volg nou die gesaghebber se gedagtes. Dis waar die koninkryk is. Waar die seun is en waar jy jou onderwerp aan sy gesag, die gesag van die koning. In Matteus sê Jesus en Johannes die volgende: bekeer julle want die koninkryk het naby gekom. So nou is daar al 'n koninkryk-perie, maar nou is hy nog naby ook. Nou raak dit baie interessant. Hoekom is dit naby? Want Jesus het nou onder hulle kom woon. Hy is in hulle midde. Dieselfde geld vir ons vandag. Paulus sê vir die gelowiges in Romeine 12, moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle denke vernuwe. Hier slim mense in hierdie gemeente. Jy moet jou slimheid onderdanig stel aan die Here. Want jou weë en jou gedagtes is nie sy gedagtes. Laat jou denke vernuwe word. Dit wat jy vanmôre gesing het, wat 'n verskil het dit gemaak aan jou denke? In jou hart. Jy het gesing, Lord, I need you. Jy het ook gesing, ek het eintlik niks om te bied aan die koning nie, behalwe halleluja. As jou denke sodanig vernuwe, dat jy werklik so gaan leef as jy nou uitstap. Right, vers B van 7. Barmhartigheid en vergifnis sal daar wees. Wat is jou idee van God se barmhartigheid en vergifnis? Wat is jou idee? What is your perspective on forgiveness when the Lord forgive? Do you just plug it like an apple from the tree whenever you need it? Is dit dalk iets wat in ons huisgroepe omgaan? Ek vra sommer, ek moet ons nou namens die gemeente hier 'n paar kritiese vrae vra, of in ons huishoudings. Dis fyn, wat laasweek gebeur het, die Here sal vergewe. Is dit hoe ons praat?
Die oplossing en die antwoord is binne in die Bybel. Die perspektief hier is bekering. Daar is vergifnis en dit is gemenigvuldig, sê my ou vertaling. Maar dit volg na bekering. So bekeer en draai weg. Draai jou rug, bekeer en draai weg. En gaan soek die vergifnis aan die tafel, wat gratis is. Moet asseblief nie laat ons in daai trap val. Dat ons net die Here se vergifnis goedkoop maak. Lees wat daar staan. Bekeer. Vers 8. Wie in gedagtes en 9. Ek het baie gedink, julle kan bietjie nou ontspan, ek sien julle soek nou daai antwoorde daar. Wie het hier gesukkel om jou ouers se gedagtegang te verstaan? O, net Wilco, daar's daarom een. Jesus, julle is unbelievable, dankie. Dankie Roan Woudberg. So watter vraag het jy die meeste gevra in jou soeke om jou ouer se gedagtegang te verstaan? Neelis, watter woord of wat het jy die meeste gesê om te probeer uitfigure wat is hier aan die gang? Hoekom? Is dit maar hoekom? Het julle al 'n Shoprite geloop of in Spar of in Checkers en hierdie arme vrou, die man speel golf, so by the way, dit is Woensdagmiddag. En die ou kindjie sleep agterna. Hoekom? En binne in Checkers sê ons almal, stout kind. So, een van die goed wat my die skaamste maak, is hoe ek my ma bevraagteken het. Daarom het ek julle 'n bietjie daarna toe gevat. Neelis, verseker was my woord, hoekom? Ek het dit net baie langer uitgereik en baie meer gesê. En wat is die gunsteling sin wat die ouers dan terug sê, die sarkastiese mense? Wat sê hulle dan terug? Want ek sê so. Want ek is jou ma, want ek kan. Jarin, wat sê jy? Want ek is jou ma. En ek sê so. So when you ask your parent why, they just answer, because I'm your parent, shut up. En ek het regtig die Here gevra, wys my gou net, wys my net, want my voorbeelde is al so uitgedien en Willem kan nie meer wag vir 'n nuwe storie nie. En toe kry ek hierdie storie en dit herinner my aan die verlore seun. En ek wil net gou nie dink aan die seun wie verlore was nie, maar ek wil, die Here herinner my aan die seun wie by die huis was. So this boy, he was the eldest, is dit hoe mense dit sê? And he was standing there, and he heard a noise, and he asked the guys working there, he said, what's going on here? And they told him, there's a festival coming, because your brother is back. And on that moment, I just felt for this guy. He was so disappointed in his father. He was shocked. He actually still maybe had a bit of hatred in him. Hy het die ou gehad, die ou is hier weg met al die geld. En hy het 'n leemte probeer vul waarvan ons nou net gepraat het. En dit het hom in 'n varkhok laat opeindig. En hy konfronteer die pa, hy confronted his father. And then, what did the father say?
En die pa sê, wees tog bly, want jou broer was weg. En nou is hy gevind. En jou broer was dood, maar nou lewe hy weer. Sy gedagtes was nie sy pa se gedagtes nie. Teresa, hy kon nie dit wees nie, want hy was nog nooit 'n pa nie. En dis die fout wat ons maak. Job 12 vers 13. Dit kan seker beide tale gesê word, Job. Nee. Is hy daar, Stefan? Dis kort. But true wisdom and power are found in God. Counsel and understanding are His. Is dit? Wanneer laas het julle huisgroep net tot stilstand gekom, julle familie met al sy slimmigheid en sy fanciness net tot stilstand gekom en gesê, let's just pause a bit, because with God our wisdom and might, He has counsel and understanding. Kom ons hou net op om die druk op Wilco, die leier van die familie te sit. In die aard van die saak is Wilco die geestelike leier. Maar het 'n tyd geraak dat Wilco miskien dit sê, want hy, sy wee, sy gedagtes is nie God se gedagtes nie. Al is hy ook pa van die jaar 2025 en 2026. Hoe bevrydend moes dit nie vir Job gewees het toe hy hierdie agterkom nie. When, is it Job, is dit sy naam? When Job realized this must have been freedom. This is what freedom feels like, because why you are free from your own thoughts, Dion. Sal dit nie lekker wees om net 'n slag te sê, Here, ek weet nie, en ek hoef nie te weet nie. Moenie dat dit insluip in ons gemeente, laat jy glo, jy moet alles weet van die Here af, en hier's goed, wat jy moet weet, anders moet jy nou eers onttrek vir 6 maande. En dan kom jy terug wanneer jy alles uitgefigure het. Wees versigtig vir dit. Ons het vanmôre hier buite gesê, believe like a child. Het jy daardie vryheid? Of hou jy nog krampagtig vas aan jou gedagtes en jou wee? Ek het pelle wat sulke goedjies aanhaal en sê en so, dit raak het leefwyse. Jy haal sommer sê jy Langehoven uit, maar jy sê dis Paulus. Ja. Want jy begin glo aan hierdie goedjies. Job sê, by God is wysheid en krag, by hom is raad en insig. Dis waar ons wil wees. Vir die mense wat vanoggend hartseer geraak het, miskien is daar iets. Hier is die ding. Jy hoef nie daai wysheid nou te hê nie. By God is dit. En sy krag is daar. En sy raad is daar. En sy insig is daar, en is daar aan die tafel en is gratis. Ons kan afsluit, ek sien julle raak nou verveeld met my. Die laaste 2 verse, 10 en 11. Hoekom het ek dit hier by my nie? Het ek dit vir jou gegee, Stefan? Net gou sien. Ja. Goed. Is daar. Jy kan net weer teruggaan. Kom ons kyk net gou weer daarna. And my thoughts, then your thoughts. For the rain and the snow come down from heaven and do not return but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater. Dis die laaste 2 gedeeltes. En hierdie gedeelte eindig met die mooiste deel wat ek nie vir Stefan gegee het. I'm going to read it to you at the end. I want you to take it in, the last part. But this is just the beginning of transformation. Can you see transformation there?
rained 100 millimeter in the Bushmanland. 100 millimeter gereën op 'n vriend van my se plaas in die Bushmanland. Ek weet nie hoe lank dit vat nie, maar kom ons sê 14 dae van nou af gaan dit 'n ander landskap wees. Vers 10 en 11 praat oor die transformasie in jou lewe wanneer jy jou rug keer op waarmee jy ook al besig hou en gaan na die Seun en saam sit aan hom, want hy wil saam met jou eet en daardie ete is gratis. En hierdie moet ons baie mooi verstaan dat daar 'n transformerende krag van God se karakter lê in sy uitnodiging. En sy het daardie uitnodiging spontaan aanvaar om vandag hier te kom. Maar hopelik na vandag sal sy weet, dit was net 'n uitnodiging. Die krag lê in reageer op daardie uitnodiging. En die krag lê in dan God ontdek en hom toelaat om sy karakter te openbaar aan haar en haar man en haar gesin. Ek het sommer hier geskryf, die transformerende krag van God se karakter, God se gees, God se uitnodiging, God se spyskaart. Pierre, wat was op God se spyskaart? Hy sê, daar sal vettigheid wees vir jou siel. En dit sal nie van 'n skaapchoppie afkom nie. Daar's en dan as jy klaar geëet het en jy het dit aanvaar, is daar 'n nuwe Pierre. En dan sê hy, om af te sluit, sy woord sal nie leeg terugkeer nie. Sy woord bring 'n verskil en dit maak 'n verskil. Sy woord sal doen wat dit sê. Maar ek moet hierdie sê, baie dankie vir die wat amen gesê. Dis net belangrik dat ons gou iets verstaan. As ek dit nie reg bring vir julle nie, dan verdraai ek daardie woord. Daar's twee dele hier wat ons net gou moet vasmaak. Die een is wat ek sommer noem positief en die ander een is negatief. Kan ek net gou begin by die negatiewe en dan kan ons afsluit by die positiewe. Die negatiewe is die oordeel van God se woord vir die wie hom weerstaan. Daai woord sal ook bly staan. Daardie woord sal ook nie leeg teruggaan nie. There is something like the judgment of the Lord. That's why he says, turn your back on whatever is not the kingdom. Daarom moet u nie aanstoot neem. U moet nie u huisgroep verlaat. U moet nie u vrou of u man verlaat. As die Here baie keer 'n woord bring wat sê bekeer jou Dion, dan is jy besig met jou eie evangelie. Wat jy dan sê is, die Here bring net mooi woorde. Dis nie wat hier staan nie. Hier staan bekeer, dan sal daar vergifnis kom. As die Here sê, gaan maak reg, hier is dit nie reg nie, sal daai woord ook bly staan. En dan die positiewe. Ek wil vir julle iets lees oor die negatiewe, ekskuus tog wat Job sê. Luister gou hier, dit ruk my hart. Job 12:17. Job sit, en julle ken sy ou storieetjie, hy sit nou daar seker met die potskerfie, en dis die vrou, en dit is sy vriende. Hoor wat sê Job. Hy laat raadgewers van konings kaalvoet loop. Ken julle vir J.D. Vance, of wat is hy adjunk ou daar van Trump? Die man is so pas kaalvoet. Maak net 'n grappie. Hy maak van regeerders gekke. Hy vernietig die gesag van konings en laat hulle slawe klere dra. Verstaan ons dit? Please guys, be serious when it comes to the judgment of the Lord, and when the word comes that you do not like,
you will not like it because your thoughts are not his thoughts. Kom ek help jou maar so. Jesaja 55 vers 3, jy hoef dit nie op te sit, Stefan, ek is klaar. Sê, in die baie ou vertaling, dit is vir my so mooi, Dion, Teresa, Elrien, ouderlinge, wie ook al hier is, wie sy naam ek nie ken nie, Wayland, Wilhelm, neig jou oor na my. Ek wil sommer by sê, neig oor na my en neig jou oor na my. En kom na my toe. Luister en jou siel sal lewe. Klink dit nie baie beter as om met al daardie goed besig te wees, maar my siel is dood nie. Die koning van alle konings, die lig vir die wêreld, die woord wie onder ons kom woon het sê, kom na my toe. Neig jou oor na my, luister na my, en jou siel sal lewe. Ek wil hierdie somme as 'n seën oor julle uitspreek, en dan is ek klaar. Hierdie gedeelte eindig baie mooi. En ek dink Nelis en Abri en die res van die leierskap sal saam met my saamstem dat dit is wat die Here wil hê moet gebeur met ons as gemeente, maar dit is ook regtig my gebed dat dit met die individu hier so sal gaan. Ek gaan sommer van julle se name hier invoeg. Wilhelm, saam met hierdie gemeente sal jy met blydskap uit Babel wegtrek. En jy sal in vrede gelei word. Abri, die berge en die heuwels sal voor jou uitjubel en juig. Esri, is jy hier? Ek weet nie of jy hierdie al beleef het nie, maar ek los hierdie vir jou, en al die bome in die veld sal vir jou hande klap. En as daar iemand nou hier is wat sukkel met sonde en wat vashak in daai goddeloosheid waarvan ons daar gepraat het, dan wil ek vir jou sê, in die plek van 'n doringbos sal daar 'n siprus opskiet. In die plek van 'n dussel sal daar 'n mirteboom opskiet. En dan, as dit alles gedoen is, Teresa, dan sal dit tot eer van die Here wees. En Teresa, jou lewe sal 'n blywende teken wees van God se getrouheid, en dit sal nooit vernietig word. Dankie Vader vir u woord, wat lewendig is, en dit is kragtig, en dit werk in ons midde. En ons kom nou en ons vra dat u ons sal vergewe. Nadat ons Vader dit afgelê het, wat nie van u is. Ek kom bely nou namens wie ook al hier sit, Vader, dat daar dinge is waarmee ons valslik, daai void probeer vul het, en ons kom lê dit nou af. En Vader, ons kom stap nou na daardie gratis ete toe. En ons kom sit nou aan. En ons vra dat u ons sal vergewe. Dankie dat u getrou is.
En dat U ja is en U nee. Dankie dat U barmhartig en getrou is. En vergewe. Wanneer ons bely. Dankie dat ons siel kan lewe. As ons ore neig na U toe. Van vandag af, Vader, wil ons U woord vertrou en ons wil so bietjie minder sê hoekom. Dankie vir U liefde vir elke een wie hier sit. Dankie dat U die beste in gedagte het. En daarom, Vader, wys U ons op dit wat nie die goeie is nie. Ons eer U vir hulle wat vanoggend die eerste keer gekom het en gereageer het op daardie uitnodiging. Ons eer U, Vader. Amen.